Groete in die wonderlike naam van die Here. Ek wil vanaand die kerkraad, leadership, extended leadership, ons karasiete, familie, al ons gereelde besoekers, meneer en mevrou Heswiek van Willis and Gallico Funerals, kan ons hulle net 'n special welcoming gee. My gebed is dat die Here, ek wil ook vanaand namens onsself en Keres vir julle dankie sê vir die diens, spuitdiens wat julle aan ons gemeenskap gee. Mag die Here julle in 2026 net meer seën. Amen. Verwelkoming aan Ribi Kasteel, Keres Ribi Kasteel. Amen. Julle is hier vanaand. Ek is dankbaar en bly. Halleluja. Spesiale groete ook aan Pastor Mars en sy vrou, Pastor Henry en sy gade. Ek sien nou nie vanaand vir Pastor Oppelt hierso nie, maar al die leiers wat vanaand hier is in die mooi naam van die Here. Ek is bly dat ons in die huis van die Here kan wees. Dit gaan sekerlik een van my langste boodskappe wees. Ek begin in die ou jaar en ek sê amen in die nuwe jaar. So jy gaan dan vanaand sê, die pastoor het am lang gepreek. Ek grap man, ek gaan nie veel lang opbou nie. Maar geliefdes, ek wil tog vanaand vir u vra. Dat u het na diens toe gekom. U het nie gekom om na my te luister nie, u het vanaand gekom om te hoor wat sê die Here. So ek wil tog vir u vra, ek weet dit is 'n bietjie hittig hier binne, maar ek wil tog vir u vra that try your utmost best to listen to the word of God. Hierdie ingeplante woord van God het die vermoë om jou lewe te verander. So vanaand geliefdes, ek het 'n baie harde woord wat die Here my gegee het. En ek gaan vanaand met u praat oor beware of the poison of the enemy in 2026. Wees versigtig vir die gif van die Satan in 2026. So this word is a stern warning to every believer that are here tonight, that the devil is not after your house. He's not after your car. He's not after your money. And tonight the Lord is going to reveal unto us what the plan of the enemy is. Die Bybel sê dat ons is nie onbekend met die werk van die duiwel nie. Satan don't love you. He hates you. He wants to destroy your life. And therefore the plans of the enemy are revealed. If you do not listen to the voice of God, you will be destroyed by the enemy. Ek wil vir die gemeente vra en vir die wat vanaand hier is, doen u self 'n guns en gaan lees die boek Hosea. Dit het 12 hoofstukke. Lees dit deur. Want Sondag gaan ek 13 hoofstukke, Sondag gaan ek die tweede gedeelte daarvan preek. Ek gaan vanaand met u praat oor Hosea 4 vers 11 tot 12. Beware of the poison of the enemy. Kom ons bid. Vader, ek dank u vanaand dat u met ons gaan praat. Ons harte is oop. Ons verwagting is van u. Help my vanaand om niks te sê buite die raamwerk van u woord nie. In Jesus naam. Amen. Now, just to give you a clear understanding of what the book Hosea is all about, Hosea prophesied by the Spirit of God, and he speaks to the people of Israel. Hierdie boodskap is nie vir die heidense volk nie. Hosea profeteer vir die kinders van Israel. 'n woord uit die mond van God. This book is about two things: an unfaithful people and a loving God. Unfaithful Israel and a loving God. Hosea 4 vers 11 tot 12. Luister wat sê die woord van die Here. Ons lees in Afrikaans gedeelte: hoerery en wyn en mos neem die hart weg.
Harlotry and wine and strong drink took the heart of my people. The American Standard Version says, whoredom and wine and new wine take away the understanding of my people. The Amplified Bible says the following: prostitution and wine and new wine take away the mind and the spiritual understanding of my people. Verse 12 says, my people consult their wooden idol, and their word gives them oracles. For a spirit of prostitution has led them astray morally and spiritually, and they have played the prostitute, withdrawing themselves from me. Dis 'n waarskuwing vir die kerk vanaand. This is a mixture of poison. A mixture of poison by the enemy to rob God's people of the knowledge of God. If you have any desire in this year, as jy enige begeerte het hierdie jaar, dan moet jou begeerte wees, ek wil meer van die Here weet in 2026. I want to know him more. I want to be intimate with God more. Satan has prepared a mixture of poison that is feeding to the people of God to rob them of their thinking. Hoerery en wyn en mos het een ding in gedagte, is dit om die mens se gedagte te beroof. The Bible says it takes away the understanding. It robs people of their thinking. And Satan's poison are prepared to rob the people of God of their thinking of God. En ek gaan vir wys. Ek gaan vir al drie gedeeltes vanaand wys that all these three things have one thing in common, and that is to rob you of the thinking of God. So that you do not have understanding of who God is. The problem in the church is there are a lot of believers, listen to me, there are a lot of believers that doesn't know God. As baie kinders van die Here wat bekeer is, maar hulle ken nie God nie. Secondly, there are a lot of believers that do not make any effort to know God. When last did you read your Bible? When last did you study? When last did you pray? When last did you spend time in worship? But you spend more time on other things than spending time in knowing God. Dis hoekom jou fondasie so maklik geskit word, dat jy heel jaar die Here dien en Desember maand aan die syp raak. Because you do not know God. You are playing 11 months. And the end of the year, you have no instructions of the laws of God. Hoerery, nummer 1. I'm going to show you once. In Spreuke 6 vers 32 sê die Bybel, en ek wil die jong men, die manne moet luister vanaand. Hy wat oorspel pleeg is sonder verstand. Hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets. As jy jou lewe wil opmors as 'n man, dan moet jy begin te hoereer. Because the Bible says, the one that does this will destroy his own life. American Standard Version says, he that committed adultery with a woman is void of understanding. Void of understanding means you have no idea of what you are doing. Completely empty. Dit is hoekom ons vandag manne kry, hy het 'n pragtige vrou. Dan as jy die Joel vrou by sy vrou sit, as jy sê, Here, die man kan nie dink nie. Want die Bybel sê, hy het die verstand nie. Is dit nie waar? Hy het 'n kind by sy vrou, dan Joel het met 'n vrou wat kinders het, wat amper net so oud is soos hy. He has no understanding. The Bible says he's void of thinking. Hy kan nie dink
dat die goed wat hy doen, maak nie sin nie. Hy moet 2 vroue onderhou. Hy moet hier lieg en daar lieg, because the Bible says he has no understanding. As jy jou lewe wil opmors, meneer, begin met 'n ander vrou te jol. Listen what the contemporary Bible says. But if you go to bed with another man's wife, you will destroy yourself with your own stupidity. You are stupid when you think another woman is better than your wife. Bly maar daar by jou soete saakie. Daai klimheid lyk lekker en sy smaak miskien lekker, maar bly maar daar by jou Susan. Bly maar daar by jou Esther. Bly maar daar, because the Bible says the moment you sleep with another man's wife, you start destroying your own life. The Amplified Bible in Proverbs 6 verse 32, I just want to read it with you. Proverbs 6 verse 32 says the following. Listen, but whoever commits adultery with a woman lacks common sense and sound judgment and understanding and moral principles. He who destroys his own soul, he does it. Because jy moet altyd deur jouself moet jy toemaak met leuns. Hoerery is daarop gemik to rob you of your thinking. Daarom geen man wat hoereer met 'n ander vrou het gedink waarmee hy besig is. There's no idea, because it's clear what the Bible says. It is clear. In Proverbs 30 verse 20, the Bible says, luister, dis vir die vroue. So is die weg van 'n vrou wat oorspel bedryf. Luister mooi. Sy eet, sy vee haar mond af en sy sê, ek het geen sonde gedoen nie. What the Bible says, if a woman is in whoredom, she has no conscience of thinking dat wat ek doen is verkeerd. Mense het al vir jou gesê, jy moet hy vrou los, maar wat sê jy? Nee, ek doen mos niks verkeerd nie. The Bible says, a woman that does this eat, sy vee haar mond af, en dan sê sy, ek het niks verkeerd gedoen nie. It is that you have no discern about the warning of God. It's gonna end in disaster. Let me tell you this. It's gonna end in disaster. En as jy vanaand 'n vrou sit, en jy het nou al aan die begin van die jaar, as jy met 'n jolman besig, en hy het nou al die hele jaar vir jou gesê, ek gaan met jou trou, kom ek sê vir jou, 2026 gaat uit, ek gaan nie met jou trou nie. Hoekom sê ek dit? Want die Bible says he has no understanding. Hy weet eers waarmee hy besig is. He's destroying his own life. So vanaand, as jy hier sit vanaand, after this message, you go and you send him a message and say, ek kan nie met 'n man besig wees wat hy kan dink. He will never become your husband. Jy het ook al daar geloop by American Shoes en gekyk en jouself gesê, hey, een van die dae as ek Miss Williams, luister, jy gaan dit nooit wees nie. Ek weet nie, julle het nou genaamd gekom vir die boodskap, julle gekom vir huis en karre, maar gaan maar môre daarna, hy Hyundai garage, doen kyk vir jou kar daar, of Rosse gaat kry vir jou huis. Ek speel nie met die woord van die Here. Ek het nie vanaand gekom om vir jou soetsappige woord te bedien nie. It's a stern warning that the devil is not playing and the church are not aware of what the devil are doing. Kom, ons gaan nou fyn toe, gaan vinnig, ek het 'n hele paar skrifte. Spreuke 20 vers 1 sê, en veral vir julle jong manne wat so drink, wyn is 'n spotter, sterk drank 'n lawaaimaker, en elkeen wat daardeur bedwelm raak, is nie wys nie. Julle jong manne wat so naweke met 'n kusbier hardloop, wie wat sê die Bybel? Sy is onnosel. Jy het miskien 'n bietjie min bottel gedrink, toe jou ma jou groot gemaak het, maar die Bybel sê, hy wat aan drank verslaaf
slawe het geen verstand nie. So when you drink, you're not thinking of what you do. Manne wat aan alcohol verslaaf is, you are robbing your family of a good life. Wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever erreth thereby is not wise. Listen what the contemporary English version says. It isn't smart to get drunk. Drinking makes a fool of you and leads to fight. Toe ek die ding lees, toe dink ek aan die breinmense. Here ons wil beklei as ons dranken het. En dan kry jy hierdie man, hy's hele week, as hy stil. Jy sal dink hy's bekeer, maar wanneer dit Vrydag raak en hy drank in sy liggaam, dan sê die Bybel, wyn is 'n lawaaimaker. Jy sal nooit glo dat dis dieselfde man wat heel week niks gedrink het. En as jy vanaand 'n vrou is of dit 'n man getroud is wat drink, dan sal die Here jou vanaand. Want wragtig, het moet nie maklik wees nie. Is dit waar? En hulle wil net vat terug wees as hulle dronk is. Uit die weekie uit jou gevat nie. Jy het ook gelê met seksie nagklere toe typ hy. Net wanneer hy 'n dop in het. Jy gaan jou daar los. In Proverbs 23 verse 31, the Bible says, I'm going to read in Afrikaans and then in English. Proverbs 23 verse 31, by die wat laat opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe, kyk net na die wyn, as dat rooierig lyk. Weer die Bybel sê, sy moet nie eers daarna kyk nie. Hulle maak hierdie advertensie, as dit so vuurwarm is daar buite, dan wys hulle die breinbot en die Belinda Lou, en dan loop die skim so by hom af. Hy sê vir jou self, Vader in die hemel. Die Bybel sê, nou as jy 'n drinker was, en hulle kyk, wys jou so 'n advertensie, dan moet jy jou gesig toemaak, want die Bybel sê, kyk nie na die wyn nie. En men is nou kyk nie, want wanneer hy na jou, wat jy om nou kyk, en praat hy met jou. Hy sê, ons baie mense sê, ek is verlos, Magima. Hy sê, op die ou end, byt het soos 'n slang, en het spieg gif uit, soos basilik. Jou oë sal vreemde dinge sien, en jou hart sal vreemde dinge spreek. So your vision and your thinking are being intoxicated by alcohol. Jy sien snaakse goed. En jy praat snaakse goed. Through alcohol. Daarom is dat 'n bewys van die woord van God, dat die Here ons waarsku, dat hierdie mengsel van die duiwel daarop uit is, om die mens te beroof van sy gedagte van God. Ek gaan nader na die einde van my boek. Daarom wil ek vanaand veral vir ons jong mense sê, moenie drink nie. Moet nooit probeer drink nie. Moet nooit begin nie. Want die grootste alkoholiste het by 'n glasie begin. Stop it. The devil is gonna destroy you. He's gonna rob your mind from thinking. Die Bybel sê, en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, but the devil is gonna use that to destroy your life. Lees die woord. As jy die woord lees, as jy agterkom dat wyn is 'n spotter en sterkdrank is 'n lawaaimaker en elkeen wat daardeur bedwelm raak is nie wys nie. Ons volk wil net beklei as ons gedrink het. En dan moet die polisie kom, en dan moet die brandweer kom, en dan moet dit kom. Hulle kon aan 'n ander aandag gegee het, maar omdat jy onder die invloed van alcohol is, you are stealing other people's life and time for your own stupidity. You stupid, says the Bible. Wyn en nuwe wyn. Ek wil praat oor die nuwe wyn, dan is ek klaar. Satan uses the new wine, giving it to the church
in order to rob them of their thinking of God. Let me tell you this. Satan gebruik, wat is die nuwe wyn, pastoor? Die nuwe wyn is die nuwe evangelie wat in die kerk bedien word. Wat hoog verskil van die woord van die Here. I cannot understand why people can call themselves apostles, but when they preach, their gospel differ from the apostles of the Bible. Is dit nie waarheid? Die apostels van vandag preken 'n evangelie wat verskil van die apostels van die Bybel. It differs. Therefore, there's a different gospel that are being preached from pulpit, and people eat these things up as if it is from God. Daarom het jy 'n verantwoordelikheid, kind van God. Jy moet die woord van die Here lees en bestudeer, dat jy nie eendag vir God kan sê, Here, ek het nie geweet Pastor Reggie preek 'n valse evangelie nie. Die Here sê, jy was jou gees van onderskeiding. Ek gaan vir die woord gee vanaand. Galasiërs 1 vers 6 sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van God geroep het na ander evangelie toe. I marvel that you quickly removing from him that called you by the grace of God to a different gospel. As dit hartseer vandag, dat in baie kerke preek ons nie meer die woord van die Here nie. Ons preek mensgemaakte evangelies. Die Here gaan jou huis gee. Die Here gaan jou 'n kar gee. Die Here gaan jou 'n deurbraak gee. Dis mos goed wat die mense verloor. It feels nice, ons almal wil dit hoor. En dan kan jy mos maar net so goed na fortune teller toe gegaan het wat vir jou dieselfde goed kan gesê. People want to hear all this nonsense, but when last did somebody confront you with the things that is in your life? Die Here gaan jou 'n kar gee, maar jy bly met 'n houvrou. Die Here gaan jou uitsoort, maar jy steur mekaar met drakse. Luister, God is nie 'n Vader Christus wat die ons kan speel nie. Paulus sê, ek verwonder my dat julle so maklik wegbeweeg van hierdie evangelie terwyl daar geen ander evangelie is nie. Ek is hartseer, geliefdes, as ek goed kyk en ek skud my kop oor die gemors wat in kerke gepreek word. It saddens us. Galasiërs 3 vers 1 sê, en weet jy wat? Afvalligheid begin by die verwerping van die waarheid. Ons sê altyd, as iemand drink is hy afvallig. Ja, miskien. As iemand rook is hy afvallig. Maar afvalligheid begin by die verwerping van die waarheid. As jy die waarheid verwerp, is jy besig om afvallig te word. Galasiërs 3 vers 1 sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om van die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie Jesus Christus afgeskilder is en ondergekruisig is. Kom ek lees weer American Standard Version. O foolish Galatians, who did bewitch you before those eyes Jesus Christ was openly set forth and crucified? Die kerk in baie kerke kom mense voor asof hulle getoer is. Kom ek verduidelik vir u. Paul says, who did bewitch you? Daai woordjie bewitch beteken to cast a spell on someone, to capture one attention and pull it to another way. It means to leading people away from the truth. Some leaders are witches bewitching the people of God. Nie almal wat agter 'n preekstoel staan is deur die Here geroep nie. Nie almal wat die titel dra van 'n pastoor is deur God gesalf nie. Nie almal wat sê ek is 'n dienaar van God is deur God geroep nie. You get men and women that is standing behind pulpits that are intoxicated by the poison of the devil and they are bewitching the people. Kom ek sê vir julle, glo my nie, kom ek vertel. Hoe kry 'n pastoor dit reg om vir sy gemeente te sê, daar buite is gras, julle het dit gesien, gaan uit en eet dit. They are under a spell and the pastor is not a pastor, he's a witch doctor.
Een pastoor het petrol binne in 'n koppie gegooi. Toe roep hy sy gemeente vorentoe. Toe sê hy vir hulle, I'm gonna pray over this, and when you drink the petrol, it's gonna smell, it's gonna taste like juice. And these people drank it, and just some of them get sick. And the other thing is, the real reason of this is because they are following a witch doctor, not a pastor. We are under a spell of wickedness, and the church needs to repent and turn back to God. Julle het nou die gesien die afgelope tyd, ek julle gesien nie. And we laugh about the stupidity of the people. Die Abednoah in Ghana, ek weet of jy die TikTok video gesien het, hy het gesê, die Here het hom gesê, die 25 Desember gaan die aarde met water, julle het dit gesien? Die aarde gaan met water wegspoel, en hy het 'n groot ark gebou, en hy het die hele ding op TikTok versprei, and thousands of people came on the 25th to go into the ark. And the 25th, no water came. People were misled and under a spell because they do not read the Bible. Whenever your pastor preaches, you must listen and you must discern if it is from God or is it from the devil. You must discern. Weet jy, daar's 'n ou wat so in 'n toestand was. Hy het letterlik daar gesit en ween, want hy het sy huis verkoop, hy het sy kar verkoop en hy het al die geld weggegee en hy het gegaan van die 25ste gaan die aarde verwoes word. He believed it without reading the Bible. And this is going to happen in the end time, that we're going to get people that are going to be misled by false leaders that are preaching a gospel that is not from God. They cast a spell on these people. Ek gaan vir 3 bewyse gee, dan sê klaar, nommer 1. 3 evidence that some churches are under the spell of Satan. Number 1, we preach more goods than God. Ons preek meer goed as God. Mense wil dit hoor, gaan ek vir altyd in die bungalow bly, gaan ek vir altyd die skorrery, het die Here nie vir my 'n beter kar instorie, het die Here nie vir my 'n beter huis instorie, ek het nuus vir jou, baie van ons gaan nog die skorrery tot wanneer Jesus kom. En dank God, want as jy waar jy bly nie, of waarin jy ry nie, het gaan oor jou verhouding met die Here. Want daar's vanaand 'n mamma wat in 'n uitdeur mekaar Wendy huis bly, wat 'n diepe verhouding met God het. Because she knows I can only trust God to carry me through. We preach more about goods than God. We preach a man-centered gospel, not a Christ-centered gospel. Ons preek goed wat oor die mens gaan. Luister, daar's niks wonderlik aan my en jou nie. Jy is so wonderlik nie. Al wat ek en jy is, ons is rou sondaars gered uit genade. We are nothing special. Ons is in die hand van God geskape, maar ons is rou sondaars. Ons het hierdie God het ons verstoot en het ons gered deur genade. Paul says in 1 Corinthians 1 verse 23, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Bly weg van 'n kerk af, waar die mense heeltyd vir jou goed beloof en niks van God praat nie. Run away. Bly weg van 'n kerk af, waar die pastoor die sentrale figuur word en nie Jesus nie. Bly weg van boodskappe af, wat mens gesentreerd is en nie God gesentreerd is nie. In 1 Corinthians 1 verse 23, Paul says, I preach unto you Christ and him crucified. Die tweede ding, geliefdes, die tweede ding is, die kerk het magsbehep en titeldronk geword. Ek weet nie voor die Here nie.
Praise the Lord. Agter elke bos skop jy vandag 'n apostel uit. Man kan nie eens reg lees en skryf nie. Gister na die Here toe gekom, maar nou hoor jy ook, hy's apostel. Ons het magsbeheer geword en titeldronk geword. Van ons dink ons titels is vir ons meer belangrik as die vrou wat 'n verhouding met God het. Jou titel is niks voor die Here nie. Paulus sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar die Here laat groei. Die kerk het magsbeheer geword. Almal wil titels hê. Draas u daar van die evangeliste, van die manne begeerte gehad het om die openligdienste aan die tente te preke. Niemand wil het meer doen nie, want almal wil apostel wees. Die man is 3 keer geskei. Hy hoor met 'n ander vrou, maar hy's apostel. Sy op 'n Saterdag, Sondag is hy agter die preekstoel, maar hy's apostel. Dit is hoekom die wêreld lag vir die kerk. Die buurvrou weet, hy het gister aan gedrink. En môreoggend stap hy met sy Bybel en sy soet en sy toga, dan gaan hy op na die huis van die Here toe. Dan sê die bure, as God so gedien word, wil ek nie die Here dien nie. Want ons laat hierdie goed toe. En ons laat mense toe, wie se lewe nie reg is met God nie, om God se mense te lei. Ek het 'n begrafnis eendag gedoen. Staan die ou langs my, dik gedoog, boertjie en dik gedoog. Toe sê ek vir die dierbares, kom ons sing 'n lied. En na die lied gaan pastoor vir ons open met 'n woord van gebed. En terwyl ons die lied sing, toe tik hy aan my. Toe sê hy in my oor, ek is apostel, nie pastoor nie. En toe ons klaar gesing het, toe sê ek, dierbares, apostel, ga vir ons oopmaak met gebed. Ons het titeldronk geword, magsbeheer geword. Ons wil in die kerk, wil ons vir die mense wys, maar by die huis lewe ons met ons vrouens net soos wat ons wil. En ons dink, ons behaag die Here. Ons het magsbeheer geword en titeldronk geword. Dat is letterlik elke naweek in Drakensberg 'n ordeningsdiens. Bring jou reismantel, en ons gooi olie, en ons gooi olie, en ons weet nie eers vir wie salf ons nie. Was jy daar, wanneer die manne moet geproef het? Was jy daar, wanneer ons met die vrou gepraat het, meneer, hoe lang het jy getrouwd? Hoe lang kom jy aan met die vrou? Het jy al enige, ek dink wanneer ons 'n man moet salf, moet ons 'n interview met sy vrou en sy kinders het. Want hy kan vir ons lieg en sê die Here het met hom gepraat, maar sy vrou vertel 'n ander storie. Sy sal maklik sê, die jong is onbeskof. Hy weet nie om te praat nie. Maar nou gooi ons olie. Vandag as jy wil 'n dokter word in die godheid, gee my R3000 ook en hy's ek vir jou goue diploma. 'n doktersgraad, as jy dokter dit. Ons maak die ding goedkoop. En dan expect ons, die wêreld moet na die Here toe kom, maar kyk hoe mors die kerk. Die laaste ding ek maak klaar. We preach, dit wil ek wel sê. Ons het apostels in die kerk, wat eintlik die diakens moet gewees het. Ons het leraars in die kerk, wat eintlik assers moes gewees het. Ons het ouderlinge in die kerk, wat eintlik maar net 'n gewone broer moet gewees het. Maar het hy agtergekom, hy was heel nederig, maar toe homself, toe hy houding. Dit is hoekom so maklik kan hy mense by mekaar maak nadat hy gesalf is. Dan steel hy is net 'n skelm.
vat jy 'n paar mense, kry jy 'n gebouetjie, koop 'n gitaar by Kerskruises van R200 en dan gaan hy aan met sy kerk. Ons maak die godheid te goedkoop. Ek sluit af. We preach more about happiness than holiness. Wanneer laas het u 'n boodskap gehoor oor heiligheid? Die koms van die Here is naby. Lê af, bekeer, maak los en maak vry. Wanneer laas het jy gehoor, bekeer jou van jou sonde? But we preach more happiness than holiness. God is going to give you a promotion. God is going to give you this. Dit is hoekom baie mense, as die Here eers vir hulle deur gekom het, as die Here vir hom weggemaak het, dan het hy vir hom weggemaak. As die Here my 'n ander broer sê, Pastor Henry, as die Here my 'n pakkie gee, dan gaan ek die dierbares ry. God gee jou die begeerte van jou hart. En toe die Here die pakkie gee, toe ry hy net 'n paar sonda, en die ander sonda, toe staan die pakkie sonda by die smokkelhuis, toe ry hy bure aan. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Baie is verwant en onbeskof, fyngevoelig, eiewys, vol hoogmoed en vol trotsheid. We need preachers in the body of Christ who preach more about holiness than happiness. The church needs to be led by men that are filled by the Spirit of God, not men that are filled by the poison of the enemy. This is a warning. This is a warning that the devil is coming after you and me, and he wants to intoxicate us with the poison of the enemy so that we can turn our backs against God. Die afvalligheid gaan toeneem wanneer mense hulle rug op die Here begin te draai, because they drink of the poison of the enemy. Ek weet dat is 'n maklike boodskap nie. Ek het die boodskap gepreek by 'n gemeente, en terwyl ek preek, toe sien ek die pastoor is nie happy nie. En ek het na die boodskap in sy kerk nooit weer van hom gehoor nie. Maar dit maak ook nie vir my saak nie. Ek worry my nooit, skarumba. I'm just a messenger. It is a warning to the church that Satan has prepared a mixture, and he wants to feed you with it so that you will lose your thinking of God. Hoerery en wyn en mos neem die hart van my mense weg. God roep ons vanaand tot orde. Die Here roep ons vanaand tot bekering. Die Here roep ons vanaand, en terwyl God met my praat, toe sê ek vanmiddag in my gebedskamer, Here, help my dat ek nooit sal drink aan die gif van die duiwel nie. Because if I drink of the poison of the enemy, I'm destroying my own life. Kom ons staan, kerk van die Here. Halleluja. As daar iemand vanaand, ek wil jou 'n geleentheid gee, wil jy 2026 met die Here instap, en vanaand sê, pastoor, ek wil met God vanaand versoen. Is daar 'n backslider wat vanaand sê, die Here moet my help, dat ek nie drink aan die gif van die vyand nie? Is daar iemand vanaand, steek jou hand op en sê, pastoor, ek wil met die Here versoen vanaand. Daar's 'n hand. As daar nog iemand wat sê, ek wil met God versoen. As daar nog iemand wat vanaand sê, ek wil na die Here toe kom vanaand. Jong meisie, kom, kan jy vorentoe kom asseblief?
As die Here so goed is vir my, ek kan nie op, sê my hoe, sê my hoe. Die vyand, jy weet, wou jou lewe verwoes het. Hy was van plan om jou te vernietig het. As net genade, dat jy vanaand op die vooraan van 2025 kan staan. En jy weet, God het jou gehou. En vanaand besluit jy, ek het die Here nodig. Ek het God nodig in my lewe. Kom ek sê vir jou, my kind, gaan nie maklik wees nie. Vra vir enige een wat vanaand wat bekeer is nie maklik nie. Maar dis lekker om 'n God te hê wat by jou is. En vanaand is my gebed en die gelowiges se gebed dat die Here jou sal dra. Amen. Lig op jou hande. Kom ons steek ons hande uit na haar. Wat is jou naam? Valentina. Vader, in die naam van Jesus. Ek bid vanaand die hand van bewaring oor Valentina se lewe. Ek wil vanaand bid dat die haar omring met die hand van bewaring. Beskerm haar teen elke aanslag van die duiwel. Bewaar haar van die gif van die duiwel. Ek wil vanaand bid, my God, dat die haar hele lewe deurdrink met die woord, deurdrink met die gees, en dat die 'n bonatuurlike heerlikheid op haar lewe uitgee. Die pad gaan nie maklik wees nie, maar die Here sal haar dra. In Jesus naam. Amen. Gee die Here praise. Halleluja. 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 Luister. Die woord van vanaand was 'n waarskuwing vir die kerk, vir my en vir jou. Wees op jou hoede, dat die vyand het 'n mengsel aan mekaar gemaak. Hy wil dit vir jou gee en hy wil jou lewe verwoes. Terwyl God 'n plan het vir jou lewe. Jy moet vanaand 'n keuse maak. Ek drink uit die woord van die Here, of ek drink van die gif van die vyand. Kom ons sing 'n laaste aanbiddingslied, en dan ontvang ons die seën van die Here. Gee die Here eer vir sy woord. Amen. Halleluja.